ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel, waar is ons nou gou? 479. 479. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Dink spesifiek aan die 3 legkaart studiegids Bybels in Afrikaans, die Nuwe Testament. Die eerste een is boek 1, hulle is almal A4, 500 bladsy dik, als in kleur geskryf. Die eerste een is die inleiding Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Boek 2 is die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate. Boek 3 is van Efese tot by Hebreërs en dit is 10 boeke tussenin. Ek is tans besig met boek 4 wat by die einde van die jaar se kant reg te wees vir vrystelling. Jy moet vir ons bid dat jy vir ons seën, hier soveel werk, En jy weet, die ou se lewe is ook net so lank, né? As jy sou belangstel, kontak my by ons WhatsApp nommer 0722-367-124, gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dalk die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk of luister, jy is verskriklik welkom, gaan na deel 1 begin voor en jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal. Stuur die kontak vir jy vriende en kennisses, skryfblok, pen en papier is uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Baie dankie weer eens Vader vir die voorreg en die geleentheid wat ons as Javiste vanmôre het om saam te verkeer. Terwyl die woord sê waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Dankie Vader vir die geleentheid om te kan bedien. Sal my gedagtes en my tong, Vader, my mond, strome van lewende waters kan uitvloei in 'n dorstige land daar buitekant. Ek wil bid vir elke Javis, boetie en sussie, dat U hulle gees benat vanmôre met die salwing van die Ruach HaKodesh. U waar dit winter is, sê ek dankie dat ons in ons sielsdimensies en in ons geestelike lewe in die seisoen van lente funksioneer. En die woord sê groter is hy wat in ons is as hy wat in die wêreld is. Salf ons vanmôre en hou ons eendragtig, ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua, en elke Javis sê halleluja, halleluja, wat 'n wonderlike voorreg vanmôre om deel te wees van die bruid van Javashua. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat volgens se studie 'n groot blessing gaan wees. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 24, vers 23 het ons gestop. Ons is nou besig met Johannes 1, vers 6. Nou het ons nou gesien gister uit gesê dat hy was die lig van die wêreld en die duisternis, Satan, is demone en sy magte kon dit nie oorweldig nie. Hulle kan nie. Ekskuus tog, hulle kan nie. Hulle sal nooit nie. Want die oorwinningswerk is klaar gedoen. Die stryd is gestry, die Engels sê, the battle has been won. Loof Jaffa. Dat ons vanmôre as bruid deel van hierdie koninkryksplan van Javashua mag wees. Halleluja. Halleluja. Hoe begunstig is ons nie vanmôre. Hoe bevoordeel is ons nie, Vader, om vanmôre deel van hierdie evangelie te wees nie. Deel van hierdie bediening. Dankie, dankie, dankie Vader Jaffa, dat U besig is om siele by te voeg by die koninkryk van Javashua. Ons eer U, halleluja. Wat 'n wonderlike salwing in die ateljee. O, prys hom.
Hy sê, en daar was 'n man van Jahwe die Almagtige. Hy sê, daar was 'n man van Jahwe die Almagtige, gestuur, wie se naam Johannes, ek sê in hakies, die doper, streep onder dompelaar was. So wat doen Jahwe in vers 6? Hy stuur, nou stap hy weg van dit wat ons nou geervaar het in die boek Hebreërs, hoofstuk 1, en in Genesis, hoofstuk 1, en Johannes, hoofstuk 1. Is dit nie wonderlik nie? Is als 1, hoofstuk 1, hoofstuk 1, hoofstuk 1. En nou kom hy sê, daar was 'n man van Jahwe die Almagtige. Hy het hom gestuur, wie se naam Johannes, die onderdompelaar of die doper was. Hy sê in vers 7, hy, dis Johannes die onderdompelaar, het tot 'n getuienis gekom om van die lig, Jahwe, kyk my vingers, te getuig. Hy het wat gedoen? Hy het tot 'n getuienis gekom, of 'n oortuiging. Daai getuienis of oortuiging, in sy sielse mensie, om van die lig, Jahwe, te getuig. Sodat almal wie na hom sou luister, deur hom, dis Johannes die onderdompelaar, hy wat van die lig getuig, sou glo. Dat hulle hom sou glo. Hy was in die woestyn, die woord sê Johannes was in die woestyn. Onthou, Johannes was 'n neef van Jahwe gewees. En hy het in die woestyn gebly. Die Bybel sê hy het kameelhare gedra. Met ander woorde, hy is 'n monk. Hy het kameelhare gedra en hy het van wille heuning gelewe en van die veld. Nou, hy was in dieselfde tyd, so binne 9 maande se tyd van Jahwe ook gebore. So hy was dieselfde ouderdom. Hy het op sy jong lewe in die woestyn ingegaan, waar Vader Jahwe hom dan voorberei het om die boodskapper te word van wat? Van die lig. Die lig van Hebreërs 1, die lig van Genesis 1 en die lig van Johannes 1. So hy sê, hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig, dis Jahwe, te getuig. Sodat almal wie na hom sou luister, dis Johannes die onderdompelaar, deur hom, Johannes die onderdompelaar, wat sou getuig van die lig, sou glo. Hy, Johannes die onderdompelaar, was nie die lig nie. Wat sê vers 8 dit? Hy, Johannes die onderdompelaar, was nie die lig nie, maar hy moes van die lig, dis Jahwe, getuig. En wat my wonderlik is hoe dat Jahwe altyd mense afsonder vir sekere gedeeltes van sy koninkrykswerk. Ek sê altyd, as ek hierdie boodskappe, hierdie bonatuurlike geopenbaarde woord 30 jaar gelede kon ontvang het, hoe wonderlik sou dit gewees het. Maar weet jy wat, die tyd was nie reg gewees nie. Want op daai stadium het ek basies 1 boek geskryf gehad. En Jahwe was nog steeds besig in my eie lewe met die voorbereiding in die eskatologie van 50 jaar. In navorsings en studie. En dis hoekom ek en u van die geleentheid moet gebruik maak om van hierdie lig te getuig. Van hierdie bonatuurlike geopenbaarde woord te getuig.
in die bonatuurlike geopenbaarde name, soos wat Jaffa dit kom openbaar het. Soos wat Jaffa oom Thys gebruik het. Ek het nie eens oom Thys geken nie. As dit nie was dat ek vir 7 jaar plus op Kruiskyk gepreek het nie, en waar hy my gehoor het toe ek met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika 'n geding aangehaat het oor die 2016 Bybel, wat toe eers in 2020 uitgekom het nie. As oom Thys my nie daar gehoor het nie, as Jaffa dit nie so gewerk het nie, dat ek en hy mekaar gemis. Maar ek sê, Jaffa sou nog steeds laat die woord uitgekom het, al het hy iemand anders te gebruik. Dit maak ons niks spesiaal nie. Ek sê baie keer vir Pastoor Rika, ons is niks spesiaal nie, ons is net die instrumente wat Jaffa getuig het. Omdat hy die getuienis gegee het om Thys van sy Bybel, toe hy sy Bybel vir my stuur. Sy persoonlike Bybel. En hy sê, hy het my daai as ek 'n dokter gewees, en hy sê, Dokkie, hy het my altyd gesê, Dokkie. Hy sê, Dokkie, Jaffa het gesê, deur my Bybel en jou bediening, gaan die grootste herlewing in Suid-Afrika begin, wat in die wêreld sal oorspoel. Nou, ons is net die instrumente. Het Jaffa vir Johannes, die onderdompelaar, voorberei in die tyd, 2000 jaar gelede, om van die lig te getuig. En wat doen hy vandag? Hy berei ons voor, om wat te doen? Om te getuig van die bonatuurlike lig, die naam. Weet jy wat doen ek? Ek bring vir jou die name van die lig. Ek gee vir jou die naam van die lig. En dis hoekom ek al hierdie boeke skryf. Jy moet bid vir hierdie bediening, dat Jaffa dit seën. Ons lewe in die eindtyd. Halleluja. Hy, Johannes, die onderdompelaar, was nie die lig nie, maar hy moes van die lig, Jaffa getuig. Die waaragtige lig, dis Jaffa, wat elke mens verlig. Kyk dan die bewoording hierin. Staan in jou Bybel. Johannes 1 vers 9, ek het dit nie daar gesit nie. Ek het nie dit geskryf in Genesis 1 vers 1 en 2, dat daar 'n lig is wat die duisternis moes verdryf nie. Dit is in die Bybel. Ek het nie in Hebreërs 1 vers 2 gesê en vers 3, dat hy het getuig van hom wat die afdruksel, die afskynsel van die Vader se heerlikheid sou wees, en dan hoe hy hom verordeneer nie. Ek het dit nie geskep nie. Dit staan in die Bybel. Dis daar. So is nie my dogma nie. Die feit dat Jaffa dit vir my oopgemaak het, maak dit nie my threshold nie, dit maak nie my evangelie nie. Jaffa gebruik wie hy wil, maar die mense wil dit nie sien nie. Dit wat ons hier in Johannes 1 lees, vanaf vers 1 af tot hier by vers 9 nou, is nie ek wat dit geskryf het nie. Ek kan mos nie help as ek die puzzelstukkies optel en ek sien presies hoe dit inpas in mekaar. En die godsdienstwêreld het vir 600 jaar gemis het. Kan jy dink hoeveel duisende godsdienstiges was daar gewees? En Jaffa hou dit toe vir hulle almal, en hy kom maak dit vir my ook, om met u te deel. Dit maak my nie iets spesiaal nie. Ek is net dankbaar dat ek en Pastoor Rika deel van die bediening kan wees. En daarom wil ons voorgangers wees, wat met ywer hierdie bonatuurlike geopenbaarde woord aan u te wil bedien. Hy sê in vers 9, die waaragtige lig. Daai woord waaragtige lig maak 'n statement. Dit maak 'n stelling. Jaffa,
wat elke mens verlig. Luister wat sê ek, wie tot bekering en wedergeboorte sou kom, hy sou hulle kom verlig het. Was aan die kom in die wêreld, en dit was meer as 2000 jaar gelede. Dit is wat Johannes die onderdompelaar gesê het. Dis nie ek wat dit sê nie. Dis nie my teologie nie. Dit staan in u Bybel. Lees dit. En hou op teestrubbel en teeskop en altyd verdedig. Kyk wat sê die woord. En aanvaar dat Jahwe is besig om vir u een van die grootste openbarings te gee wat jy in jou lewe gesien het. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.